Welkom by Weet wie is Edna. En so waar het die storie van Edna Wetner begin? Goeiemôre Von, Margaret, almal wat na hierdie onderhoud luister. Dit is werklik vir my 'n baie groot voorreg om met julle te kan gesels en ook 'n eer dat julle my gekies het om 'n onderhoud mee te voer. Ek skryf nou al vir 'n rukkie gedigte, oftewel my weergawe van poësie. Nadat ek vir byna 4 dekades in die onderwys was en baie min tyd vir my stokperdjies gehad het ek na my aftrede hier in middel 2018 toevallig by 'n diggroep op Facebook aangesluit en aan hulle opdragte begin deelneem. Ek het wel sedert my kinderdae al van skryf gehou. In hierdie stadium het ek al meer as omtrent, ek dink 720 gedigte geskryf. Ten spyte van die gereelde digdroogtes tussenin, sal ek beslis nie ophou skryf nie. Vir my is dit 'n onbeskryflike gevoel van bevryding, wanneer ek die groot drang na verwoording uitgetik het, amper soos die skep van 'n woordlewe. Die skryfdrang was nog altyd daar, maar wel vir baie lank dormant. Maar nou is dit vir my soos 'n jong boompie wat in my gevestigde tuin pruik. Jou debuutbundel Net MW. Die titel weet ek is nie so algemeen, jy moet ons vertel waarvanaf dit kom. Maar wat vir my meer opvallend was, is die hoeveelheid gedigte wat daarin is. Dit is 'n massiewe bundel. Ek het hom as 'n fantastiese bundel. So hoe het Net MW tot stand gekom? Wat my debuutbundel betref, net so 'n bietjie agtergrond. My liefste man het my omgepraat om 'n digbundel te publiseer. Ek het teëgestribbel, maar wel dit gedoen. Veral omdat ek gereeld op Facebook diggroepe erkenning vir my gedigte ontvang het. Hierdie bundel is 'n potpourri van onderwerpe in beide Afrikaans en Engels. Dit is nogal 'n lywige boek met 260 blaaie, waarin ongeveer 185 gedigte verskyn. En ja, die vraag wat soveel mense my altyd vra is, waar kom die bundel se titel vandaan, Net MW? Jong, ek het baie lank nagedink oor 'n titel. Toe dink ek aan die 3000 handtekeninge, kan dalk miljoene wees, wat ek in my jare as onderwyseres in leerlinge se boeke gemaak het. My voorletters MW. My regte naam is eintlik Marie Edna, nie Edna nie. Daarvandaan dus die titel, Gedigte van my en eie aan my, Net MW. Wees net jy, 'n gedig deur Edna Wetner. Jy is die brose kaalgebore waarheid, sonder ironiese inpasmasker, sonder vreemde verdoeseling, sonder behagings voorgee, sonder kunsmatige optof grimering. Jy is die aardse granietrots, sonder masjienslyp, sonder harde afskuur, sonder stowwerige blinkpoets, sonder eroderende vergryp. Jy is een uit byna 8 biljoen, sonder DNS-duplikaat, sonder geforseerde saamsmelt, sonder groepsdruk ingee, sonder aangepaste predikaat. Jy is wie jy is, sonder voorskriftelike voorgee, sonder lawwe wagklik kostuum, sonder voorgeskrewe monoloog, sonder regisseur gedwonge verhoogtree. Jy is die persoon in die oggend speel, nie die akteur volgens samelewing se norm, wat jou onopsigtelik breinspoel om in iemand anders te omvorm. Edna, wat is die lekkerste ding van ma wees en 'n dogter hê? Ek het een dogter, sy is 36 jaar oud. Ag, en die lekkerste ding vir my is om 'n vriendin te hê in die ware sin van die woord. Wonderlike tye saam te kan geniet, met mekaar te gesels en te skerts. En al sit hulle in hierdie stadium in Nederland, kan 'n mens daarom nog telefonies praat en met voice calls praat en lekker kuier en mekaar se sorge en genot met mekaar deel. Wanneer jy 'n gedig plaas op enige van die groepies, wat is jou gevoel en wat is jou verwagting om te bereik met daardie gedig? Wanneer ek 'n gediggie plaas op Facebook op enige van die diggroepe of op my eie blad, voel ek dat ek iets het om te sê en ek wil dit verskriklik graag met ander mense deel. Ek is maar 'n deler. Die goeie dinge, die slegte dinge, die emosies, die wipplankery van die lewe. Dit is vir my lekker om daardie dinge te deel. En ook natuurlik die kreatiwiteit wat binne in 'n mens is. Dis amper soos wat 'n mens 'n skildery skilder en teen 'n muur hang. Jy verwag mense sal die ding sien en waardeer. Dan, die laaste vraag is, en dis 'n vraag wat almal kry, op wie is, want ek voel, dit is
hoe 'n mens van die ervaring kan ontsluit uit die skrywers uit. Nou as jy kom terug in 'n tyd en na 'n jong Etna toe sy net begin skryf het, wat sal jou advies wees aan haar? Ja, as ek in 'n tydmasjien kon klim en terugkeer in tyd, sou ek beslis vroeër in my lewe die woordkuns wou uitleef. Terloops, ek was in elk geval nog altyd iemand wat myself baie beter skriftelik as mondelings kon uitdruk. Ek onthou nog goed toe my laerskoolonderwysers veral vir my oor my stelwerk geprys het en hoe ek self as onderwyseres vir my klasse 'n liefde vir stories en gedigte probeer aanleer het. Aan elkeen wat lief is vir taal, vir lees, vir skryf, wil ek net sê dat 'n mens daardie liefde moet koester en laat groei. 'n Mens se eerste poging om te skryf is dalk 'n bogrympie, maar as 'n mens nie probeer nie, sal jy nooit die skat binne in jouself ontdek nie. 'n Mens moet ook daarteen waak om jou pogings altyd met andersin te vergelyk. Elkeen van ons is uniek. Dit maak die digkuns juis so interessant. Ek skryf, want skryf is deel van my wese. Dit verskaf vir my ongekende bevrediging. En die bonus is dat dit my pensionarisbrein aan die gang hou, wat ook vir ieder en elk sê dat dit nooit te laat is om iets nuuts aan te pak en uitdagings aan jouself te stel nie. Jy het my gevra om 'n gediggie te kies uit my bundel om voor te lees. Ek het een gekies wat my leuse van my lewe uitstraal, naamlik om elke dag aan te gryp, want dit is 'n groot gawe. Die titel is Dag se Orkes. Die sonstraal man swaai sy towerstok om my oggendsimfonie te dirigeer, waar my hartkloptrom in polsslag ritme verleen en nie my opstaan melodie versteur. My are bruis bloed in suissimbaal, my longe doedelsak om noot te kry. My ore lees die bladmusiek soos ware musikant. Dag se filharmoniese orkes speel net vir my. Dan kom die voelkantate in koorgesang, in soete klankgolf na my aangespoel. Hulle rieke in 'n taal wat van lewe vertel, binne die druisdreun van die stadsgewoel. Ja, my hart keteldrom en my bloed bruis vry, om op die nuwe dag se note te vlieg. Al is dit net my ore wat die musiek waardeer, terwyl ek in ritme deur my mooi dag wieg. Musiek se vele genres is in elke dag, sintuiglike ervarings om van te dans. As jy hoor om te luister en kyk om te sien, gee die dirigent jou goedgunstig nog 'n kans. Verander jou beeld, maak die aarde plat, vernietig en boos, tot die hemel en juig weer oor jou broer se dood. Wêreld, wat gaan aan met jou? My vader sal jou anders onthou. Sy nog hier wees vir angels in the new land. Jy gee my woord, gee my self. Ek is moe gesoek na ware woord, dis voedsel vir my siel gedoop en jy hoor my. Kom ons rijd, ek is lief, ek verlang na wie ek al jy is, en liever wat ek al jy doen, want jy hoor my. Maar vanavond, net vir vanavond, is jy my hebel, en ek is jou vloer. Reisiger, ek's lief vir jou, swaarder ek verlang na jou. Ek wil dans in jou reën, ek wil sing van jou grond. Maar vanavond, soos gisteraand, wil ek zweef op die geur van jou bron.
vliegend vlak en dalend hoog, soos tale tonge voel en val. Ek verlang na jou kruine, ek verlang na jou droog. Jy gee my hoop, gee my self. Ek is moe gesoek na waar ek hoor, dis voedsel vir my siel gedoop. En jy hoor my, kom ons ry. Ek is lief vir jou, ek verlang na wie wat al jy is, en liever wat ook al jy doen, want jy hoor my. My bos is aan die brand, ek dink my bos is aan die brand, want hy stuur my na 'n vreemde plek. Ek voel vervelend meer as ek en jy, tog so alleen. Nog altyd voel ek so alleen. Ek verlang na daardie bosse plek. Ek voel vervelend meer as ek en jy. Sal jy bly?